Goeienaand, liewe vriende. Kom ons sluit ons oë vir 'n woord van gebed. Liefdevolle Vader, dankie vir die rus van hierdie Sabbat en die verkwikking in u teenwoordigheid. In Jesus naam. Amen. Ek titel die gesprek vanaand Dra die rus saam in. En die skrifgedeelte vind ons in Hebreërs 4 vers 9 en 10. Dit lees soos volg: So bly daar nog 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Die son raak aan die horison. Die dag van rus, van stilte, van brood en woord gly verby. Vir 24 uur het die gejaag gestop. Geen kennisgewings, geen deadlines nie. Net jy, jou huis en die teenwoordige God. Maar die Sabbat is nie 'n ontsnapping nie. Dis 'n toerusting. Op Sinai het God gesê, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Gedenk beteken nie net onthou nie. Dit beteken, laat dit jou vorm. Die Sabbat druk 'n ritme in jou siel. 6 vir werk, 1 vir aanbidding. 6 vir werk, 1 vir aanbidding. Werk uit rus, nie werk vir rus nie. Daar is 3 dinge om saam te vat as die son sak. Die eerste, die altaarkoel van Jesaja 6. Jesaja sien die Here hoog en heilig. Hy roep, wee my, maar God los hom nie daar nie. 'n Koel van die altaar raak sy lippe. Jou skuld is weggeneem. Die Sabbat is daardie oomblik. Jy kom moeg, skuldig, opgebrand. Hy raak aan jou. Nie om jou te straf nie, maar om jou te reinig. Neem hierdie met jou saam. Jy gaan skoon die week in. Nie omdat jy perfek is nie, maar omdat hy versoen het. Tweedens, die brood wat oorbly. Jesus breek brood op Sabbat. Hy is die brood wat vandag in jou hart gebreek en gedeel is. 'n teks, 'n lied, 'n kind se lag, 'n stilte tyd. Dis nie verby nie. In Johannes 6 tel hulle 12 mandjies brood op, nadat almal geëet het. Die Sabbat los altyd oorskiet genade vir Maandag. Neem ook hierdie met jou saam. Daar is genoeg vrede vir die vergadering, genoeg krag vir die siek kind, genoeg wysheid vir die besluit. En dan derdens, die roeping na die rus. Jesaja word gereinig en dan hoor hy, wie sal ek stuur? Sy antwoord, hier is ek. Die Sabbat eindig altyd met sending. Jy rus nie om te onttrek nie. Jy rus om gestuur te word. Die wêreld het nie meer besige mense nodig nie. Hy het geruste mense nodig. Mense wat dra wat hulle ontvang het. Neem hierdie met jou saam. Jou werk hierdie week is aanbidding. Jou e-posse, jou taxi-ry, jou kos maak, alles altaar as jy dit uit rus doen. So hoe sluit ons die Sabbat? Nie met 'n sug, ag nee, dis verby nie. Maar met 'n seën, Here, dankie
ek het u ontmoet. Nou gaan ek u verteenwoordig. Die Jode het 'n tradisie, dalk 'n ritueel, om 'n kers aan te steek met Sabbatsluiting. En hulle noem dit 'n Havdalah kers. En ek wil die simboliek hiervan gebruik en sê, steek die Havdalah kers aan in jou hart. Die vlam wat skeiding maak tussen heilig en gewoon, tussen rus en werk. Maar onthou, die God van die Sabbat loop oor daardie skeidslyn saam met jou maandag in. En hier is my gebed, versluiting. Kom ons sluit die oë. Vader, dankie vir hierdie dag van rus. Dankie dat u my gesien, gereinig en gevul het. Soos die son sak, verseël u vrede oor my huis. Ek ontvang u koel aan my lippe. Ek is vergewe. Ek tel u brood op. Ek het genoeg. Ek hoor u roep. Hier is ek. Gaan voor my uit in hierdie week. Laat my hande u hande wees. Laat my rus u teenwoordigheid wees vir 'n rustelose wêreld. In Jesus naam, die Here van die Sabbat. Amen. En dan, die Jode het ook iets wat hulle vir mekaar sê as die Sabbat gesluit word, as die son sak. En die Hebreëse woord is Shavua Tov. En dit beteken, mag jy 'n goeie week hê. En dit is ook my wens vir jou vanaand. Shavua Tov. Mag jy 'n goeie week hê. Die Sabbat sluit. Die sending begin. Bly in sy rus. Tot ons weer ontmoet. Groet ek u.